Van Hunks en sy pyp. Toe die Kaap nog Hollands was en Duiwelspek nog die Windberg genoem is, so sê die mense, was Tafelberg nog 'n kaalberg. Hy het nog nie 'n kleed gehad nie. Toentertyd het in die hange van die einste berg 'n man gewoon wat Van Hunks genoem is. Hy was nie 'n man van aansien nie. Sy huisie was maar klein en die dak sonder gevel. Om die waarheid te sê, hy het in slegte geselskap geraak. Hoekom weet nugter? Feit bly dat matrose sy trawante was. Aan die huise van gesiene burgers was hy nooit 'n genooide gas nie. Slawe en kinders was bang vir hom. Toe hy verdwyn, was niemand daaroor gaande nie. Sy huisie teen die hange het toe bly staan en onkruid het tussen die stoepklippe opgeskiet. Na jare in die vreemde het Van Hunks teruggekeer. 'n Swierige kerel met sy eie slawe en seemanskiste met yster beslaan en vol geheime skatte. Goud en silwer het aan hom geblink. Party sê glad sy knope was robyne. Gestevel en gespoor stap hy langs die Heringgracht voor sy slawe uit. Die kom met swikkende knieë agterna, gebuk onder die buit van jare onder die seerowersvlag. Ja, dis hoe hy ryk geword het. Menige skip het met man en muis vergaan, gestroop en gekelder deur Van Hunks en sy rakkers. Die Kaapenaars het hulle aan hom verwonder, maar skatte is nie deugde nie, en die burgers het nie die uitgedoste ou rower in hul geselskap verwelkom nie. Sy dolke en pistole het hulle afgeskrik. Dus bly hy maar eensaam en knorrig tuis, want vir matrose is hy nou sku, en wanneer daar skepe in die baai is, bly hy weg van die strand. Wanneer sy huisie vir hom te nou word, klim Van Hunks die steiltes van die Windberg uit tot by die Spilonk. Daar sit hy dan in die koelte en rook blou dampe. Gewaar hy 'n aankomende skip, seile bolkies in die wind, dan rig hy sy een oog verkyker daarop en bekyk dit haarfyn vir 'n uur of wat. Hy stop en rook een pyp na die ander. En as daar nie 'n skip is om te bespied nie, hou hy maar sy slawe dop daaronder waaraan sy ranktuin skoffel en streel 'n hand oor sy dolke en pistole. Van Hunks was as het ware 'n baasroker, uit lerigheid miskien, want is lerigheid dan nie die duiwelse oorkussing nie. Party het gesê, hy rook so straf, omdat sy gewete hom pla. Het hy dan 'n gewete? Tog, mense, iemand wat so gruweldaad op die open see gepleeg het, kan nie s'nags rustig slaap nie. Hoe dit ook al sê, hy het sakke vol sterk tabak by die pyp vol uitgerook. So sit er ook Van Hunks op 'n dag weer in die Spilonk, toe daar 'n lang, maar man met 'n swart, lakense pak opdaag. Die vriendeling stap met kort huppeltreetjies. Hy het 'n hoë wolkuil op en dra 'n pyp met 'n lang steel in sy regterhand. Dag meneer, hoe voer u die van? Vra die indringer en gaan sommer ongenooid langs die ou seerower sit. Almal weet wie ek is, sê Van Hunks. Wie is jy en waar kom jy vandaan dat jy nie weet ek is Van Hunks van Tafelbaai nie? Die vriendeling lag. Ek vra maar uit beleefdheid, meneer. Vir al wat jy weet, ken ons mekaar maar te goed. Van Hunks skrik. Sê wie is of loop, ek raai nie raaisels nie. Toe nou, sê die donkerman geruststellend. Ek bedoel maar net, dit wil voorkom asof ons albei groot rokers is. Ek merk jou groot kabaspyp en die groot sak tabak wat jy daar het. Waar ek vandaan kom, stook ons behoorlik. Ek was ook al hier en daar en overal, en ek kan jou dinge vertel wat jou gruise hare sal gee. Maar al wat ek jou sê, is dat ek, Van Hunks, aan Tafelbaai of in die open see, geen gelykheid as dit kom by pyp en pyptabak nie. Ek is die baasroker van rondom. Dis oog opgegee, meneer, roep die besoeker uit. By ons word dag en nag gerook. Die mense kla dit ruik na swaal. Ek is juis uit twakheid. Anders daag ek jou uit om te kyk wie kan die grootste dampe rook, die diepste skei betrek. Stop van myne, sê Van Hunks.
En ons sal sien wie sit die pyp die eerste neer. Dus kan die graf vrees ek gaan wees nie. So gesê, so gedaan. Hulle deel van Hank se tabak in 2 groot hope. Die pype word gestop, die vuurslag van die tonteldoos geslaan, die tonteldoek vervlam, die vlam word op die styf gestopte tabak afgesuig en die eerste dampe word deur die wind meegesleur. Eers prys die vreemde man van Hank se tabak. Dan stel hy voor dat hy beurtelings van hul wedervaringe vertel. Toe moes jy hoor, maar liever nie. Van doodslag en moord, van sondaars en nog gruwelweë is hier vertel. Een storie erger as die ander. Tussendeur suig dit maar aan die pype, dat die rook eintlik by die spelonk uitborrel en oor die berg sak soos 'n lewende kleed. Voeltjies soek skuiling en steenbokkies lê. Die silverbome buig blink in die mistige wind. En die Kaapenaars wonder, wat gaan daar aan op ons berg? So wreed was van Hank se verhale, dat die vreemdeling later nie meer van sy eie wou vertel nie. Hy swyg en rook, terwyl van Hanks vertel en rook. Dae en nagte lank hou dit so aan. Toe word die tabak vir die vreemde man te sterk en hy word naar. Van Hanks, jy rook te dol, jy praat te woes, jy maak my rasend, man. Jy is gedaan nou, kerel, poot uit, spot van Hanks. En ek is die Billy van die berg. Los jy my poot uit, gil die donker man. Ek gee toe, jy wen. Maar selfs as jy wen, verloor jy. Ken jy my dan nie? Jy is dan een van my dan. Ek is niks van niemand nie, sê van Hanks hoonend en klop sy pyp uit. Dit lyk al soos 'n vuurwerk om hulle van die as. Hy sit en spot nog so die vreemdeling, toe die aan mekaar sak en die hoë bolkuil van sy kop wegrol. Toe sien van Hanks die horings en weet hy dat dit die duiwel is wat hom kom haal het. En hy word baie bang. Hy wil die duiwel paai en laaf hom uit sy vaatjie sodat hy kan bykom. Ek het eerlik gewen, sê van Hanks. Nou wil ek huis toe gaan. My slawe wag vir my. Ek sê tot ziens. En ek sê wederom, sê die duiwel. Want ek is weer met jou. En van nou af is ons onskeidbaar. Van Hanks, jy is 'n aanwins vir die groot kuil vuur. Onder in die Kaap het hulle die groot geruis gehoor en toe die knal. Die swart suidooster het hom uitgewoed. Maar toe die groot Grysberg weer daar in al sy pragt ontsluier staan, is daar geen spoor van ou van Hanks, die rower, of sy besoeker nie. Wat van Hanks se slawe en sy skatte geword het, weet niemand nie. Een ding is seker, selfs die duiwel het gevind dat daar met van Hanks nie huis te hou is nie. Telkens wanneer die 2 rakkers strykery, kom rook hulle weer te mekaar in die spilonk teen die berg, wat nou Duiwelspiek genoem word. En dan treiter die suidooster, of as die 2 regtig kwaai raak, die swart suidooster, die berg se rustelose kleed.